Dinsdag die 14de April 2026 voorreg om te gesels vandag met Dion Smit en hy verteenwoordig die SA Water Warriors. Ek is reg so, né Dion? Middag. Middag sê Sakkie, dankie vir die geleentheid. Jy is 100% reg. Nou hierdie SA Water Warriors, ek het nou so hier en daar opgetel van dit. Dit is 'n organisasie of 'n beweging wat ontstaan het toe daar krisis was, hoofsaaklik in die Kaap, né? 100%. Ons het daai tyd met die day zero scenario. Nou ek weet nie hoe goed mense dit gevolg het nie, maar die uiteinde sou gewees het indien dit tot op 'n punt gekom het dat hulle sou die water in die huise se krane afgesny het. En jy sou na vooraf bepaalde punte toe moes gegaan het en jou quota water vir die dag daar gaan optel. En toe dink ek net maar wat van ons ou mense, wat van ons diereskuilings, ons hospitale en ons skole. En toe begin ons water inbring van ander dele van die land af en versprei dit onder die instansies. Weet jy Dion, ek onthou dit, daar was water van letterlik reg oor die land afgestuur Kaap toe vir daai situasie wat ontwikkel het. Julle het van wyd en suid af water gekry. Dan ons het van reg oor die land af het ons water gekry. Tonne en tonne. Nou goed, so ek wil eintlik sê dat daai operasie, daai poging van jou en julle was baie suksesvol geweest op daai stadium. Ons was baie suksesvol en seker so 'n jaar nadat ons begin het, toe kry ek 'n oproep van 'n boervrou hier van Lady Smit in die Kaap af, wat my vra ons kan help met voer vir hulle diere. Nou toe moet ek 'n bietjie kop krap, want dit is nou een ding om 'n klomp water bymekaar te kry, maar voer is 'n klomp geld. En ons het toe die verskoon nou maar die Engels, ons het toe die challenge aangevat. Ons het begin voer versprei en toe seker weer 'n jaar daarna toe kry ons nou weer oproep uit Oudtshoorn uit wat die boere kos soek vir hulle self en vir hulle werkers. En so het ons nou maar uitgebrei. So nou op die oomblik doen ons kos, water en voer vir die boere en hulle werkers. Dion, is 'n wonderlike poging. Ons weet wat is die benarde posisie van boere veral daar in die Kaapse gedeelte. Ek wil sê dat die ouens is droogte getuister vir 'n paar jaar nou al. En ons sien ook verskillende organisasies wat eintlik uitreik na die boere om vir hulle diere en vir die families te sorg. Is dit nou julle hooftema, julle hoofaksie? Julle kyk om na die welstand van die boere. 100%. Ons kyk na die boere. In uitsonderlike gevalle sal ons afwyk, soos wat ons destyds gedoen het met die groot brand in Wuppertal, die groot brand in Kleinmond, Betty's Bay, het ons ook vir die mense water gevat, maar ons hoofdoel is om te kyk na ons boere in die droogte getuisterde areas. So die naam SA Water Warriors, dit het nou ontwikkel, dit het nou versprei en dit het nou ontwikkel dat daar nou gekyk word na ander behoeftes, ander probleme, maar die organisasie en die doelwitte van hierdie organisasie is nog steeds eintlik maar net gewoon hulp. 100%. Ons verskaf hulp waar ons kan. Nou Dion, die groot vraag is altyd by sulke omstandighede, hoe word dit vir julle moontlik gemaak? Hoe kry julle dit reg om hulp te gee? Sakkie, ons is in die baie gelukkige posisie dat ons kry taamlik skenkings, alhoewel die laaste 2 jaar sukkel ons regtig. Ons het tot 2024 het ons elke 2 maande uitreik gehad na 'n gebied toe. Van toe af dink ek het ons in die laaste 2 jaar het ons maar 3 uitreike gedoen, want ons fondse kom net nie in nie. En ek moet sê dat 90% van ons fondse, indien nie meer nie, kom van die publiek af. Ons kry net nie besighede om betrokke te raak nie. So wat jy eintlik sê is dat hierdie uitreik, hierdie hulp van julle is afhanklik van die breër gemeenskap, die publiek. Die publiek, en tog aan die einde van die dag is ons afhanklik van daai boere. Nou Dion, ek dink dit is 'n verskriklike posisie om in te wees om die publiek in die algemeen te motiveer om in te staan en dan op daai manier vir die boere en vir die wat dit nodig is hulp te gee. Die motivering daarvoor. Julle inligting en wat julle doen in julle werksaamhede, dit is beskikbaar op Facebook, né? Dit is op Facebook. Sakkie, ek wil ook net sê waar mense die fout maak is hulle dink groot. Moenie groot dink nie. Jou R10 kan 'n verskil maak. Jy hoef nie R1000 te gee nie. Jou R10 maak 'n verskil. So moenie groot dink nie. Nou goed, ek dink ons moet die hele ding net eenvoudig bymekaar sit en sê publiek, gemeenskap Suid-Afrika en buite Suid-Afrika ook.
As jy in jou gemoed ervaar om die boere en hulle vee en hulle families te ondersteun en behulpsaam te wees, hier is 'n voertuig om juist dit te doen. En die maklikste manier is om na SA Water Warriors te gaan soek, te bestudeer wat daar aangaan en al die inligting, die tersaaklike inligting daar te kry. Dion, mense kan met jou kontak maak. Mense kan met my kontak maak enige tyd. As jy wil, kan ek my nommer gee. Dis 082 738 2702. En al ons inligting is ook op my Facebookblad. Dis nou SA Water Warriors. Dis waar jy hierdie organisasie gaan kry wat uitreik na die boere en vir hulle bystaan en hulp. Ek het opgemerk op julle bladsy, daar was onlangs 'n poging, ek dink dit was Springbok geweest. Ons sou die einde van die maand Springbok toe gegaan het, maar ongelukkig moes ons die brandstofprys het ons nou so 'n bietjie gekneehalter, want onthou alles wat ons wegvat word gedoen met die volunteers op hulle eie onkoste. So die ou wat saamry met sy bakkie en 'n vrag laai, hy betaal sy eie brandstof en alles. En die brandstofprys het ons toe so 'n bietjie geboikot. Wat ons toe gedoen het is ons het R100,000 oorbetaal aan Springbok. En as jy nou vandag gaan kyk op ons blad, sal jy sien die boere het vandag hulle milies gaan laai wat ons voorbetaal het. Laat ek net weer daai in reg kry, Dion. Julle organisasie bestaan uit 'n klomp volonteërs, maar hierdie volonteërs doen hulle eie bydrae. Daar word nie van die fondse wat deur die publiek geskenk word gebruik vir, soos jy nou sê, om afleweringe te doen vir die volonteërs nie. Die volonteërs doen hulle eie bydrae. En daardie fondse wat julle in, dit gaan suiwer net so na die boer op sy plaas. Net soos jy daar sê. En dan jy weet van hierdie volunteers boonbehalwe die 2.500, 3.000 rand wat dit hom kos, van hulle gee nog steeds skenkings ook of koop nog hulle eie voorraad aan om saam te vat. So vir ons volunteers, ons kan nie sonder hulle nie. Uitstekende grootse taak. Komplimente Dion aan jou en die SA Water Warriors, en ons doen werklik waar 'n beroep op die publiek, op die gemeenskap om uit te reik. Gaan vergewis jouself van die feite, gaan kyk na SA Water Warriors, soek hulle, jy gaan hulle maklik kry, en daar op Facebook op daardie groep kan jy heerlik gaan bestudeer. Sluit aan, ondersteun hulle, doen daai klein deel. Ons boere het dit werklik nodig. Dion, baie dankie vir die groot werk wat julle doen, ons waardeer dit. Sakkie, ek wil nog net een ding sê. Ons praat nou van SA Water Warriors, maar op Facebook sal hy gaan as South African Water Warriors. Voluit geskryf, South African Water Warriors. Ja, ek het nou gewoon die afkorting gebruik. Maar ja, dan nou net 'n korreksie, 'n regstelling. Maak seker jy gaan soek vir South African Water Warriors. Dis waar hierdie pragorganisasie sy oorsprong gehad het om uit te reik na die Kaap en hulle waternood, en dit het nou ontwikkel in 'n groot noodverligting vir die boere van Suid-Afrika. Weereens baie dankie, Dion. Baie dankie vir die geleentheid, Sakkie.